Goeiemôre broer en suster, liewe vriende en baie welkom by nog 'n boodskap van Maranatha bediening. Dis Pinkstertyd en die Here het op my hart gelê om vanoggend weer 'n slag op herlewing te fokus. En veral dat ons geduldig moet bly wag op die Here se tyd. Ons tema, herlewing, bly in verwagting. Ons openingsgebed is vanoggend in die vorm van 'n lied. Gees van God wat in my woon, breek die woord vir my. Gees van God wat in my woon, kom en heilig my. Troos my, sterk my, leer my, lei my. Gees van God, kom heilig my, breek die woord vir Vriende, ons skriflesing, Handelinge 2 vers 14 tot en met vers 18. Toe staan Petrus saam met die 11 ander apostels op en onder leiding van die Heilige Gees spreek hy die mense toe. Jode, en julle almal wat in Jerusalem woon, ek moet vir julle verduidelik wat gebeur het. Luister na wat ek gaan sê. Hierdie mense is nie dronk soos julle dink nie, want is nog maar 9 uur in die môre. Nee, hier gebeur wat God deur die profeet Joël gesê het. So sal dit in die laaste dae wees, sê God. Ek sal my gees uitstort op alle mense. Julle seuns en julle dogters sal as profete optree. Julle jong mense sal gesigte sien. Julle ou mense sal drome droom. Ja, op my dienaars en my dienaresse sal ek in daardie dae my gees uitstort en hulle sal as profete optree. Liewe broer en suster, liewe vriende, ons gaan nou weer die Pinkstertyd binne en Pinkster is natuurlik baie uitnemendheid, Heilige Gees tyd, want ons gedenk mos die historiese uitstorting van die Heilige Gees. Ek het weer vandag vir ons die bekende Handelinge 2 toespraak van Petrus gelees, sy verduideliking, wat daar op Pinksterdag plaasgevind het. Gaan lees gerus weer oor al die vreemde gebeure, bonatuurlike dinge wat daar plaasgevind het. Maar vriende, ek hoop dat julle ook raak gesien het, hoe dat Petrus vir hulle daarop gewys het, dat dit die vervulling was van die baie jare oue profesie van Joël, die profeet Joël. Nou liewe vriende, nou is daar al vir 'n hele klompie jare ook baie profetiese woorde gespreek oor 'n groot herlewing wat na Suid-Afrika op pad is. Herlewing wat natuurlik ook die werk is van die Heilige Gees. En wanneer presies dit gaan gebeur, wanneer dit gaan plaasvind, dit weet ek nie. Maar ek glo dat hierdie herlewing in Suid-Afrika heel waarskynlik deel sal wees van wat algemeen bekend staan as die eindtyd herlewing of the final awakening en wat deel sal wees van die laaste groot inbring van die oes. Hierdie groot en magtige beweging van die Gees word dis reg oor die wêreld verwag en nie net hier by ons in Suid-Afrika nie. Maar vriende, wat Suid-Afrika se herlewing betref, is dit al meermale aangekondig dat dit 'n herlewing gaan wees wat aan die suidpunt van ons land gaan begin. En dan soos 'n groot golf of 'n veldbrand reg oor Suid-Afrika sal beweeg en ook in en oor Afrika. Met ander woorde dat Suid-Afrika ook verantwoordelik sal wees om herlewingsvure in Afrika en selfs verder ook aan te steek.
En vriende, daar was nie net profetiese woorde oor Suid-Afrika en Afrika nie, maar daar was ook visioene wat mense gesien het. Een wat ek baie goed kan onthou, is die een met die kruis van Jesus, wat reg oor Afrika lê, met sy voetenend in Suid-Afrika, wat weer eens daarop sou kon dui dat die herlewing heel waarskynlik in ons land gaan uitbreek, en dat dit dan verder noord sal beweeg. Nou vriende, ek is terdee daarvan bewus dat nie baie mense goed bekend is met herlewings nie. En dat baie ook nie herlewingsregte verstaan nie, doodgewoon, omdat dit nie iets is wat elke dag gebeur nie. Sommige gelowiges kan selfs bang wees daarvoor. Maar liewe vriende, as God jou gemeente of jou stad of jou dorp of jou land wil seën met herlewing, dan hoef ons nie daarvoor bang te wees en terug te deins nie. Nee, dis iets waaroor ons opgewonde en bly en dankbaar moet wees. Want herlewing is iets wat in die hart van God gebore word. En wat hy dan dikwels ook aan en deur 'n klompie mense bekend maak, en wanneer dit uitbreek, dan bring dit enorme seën en veranderinge en vreugde en nuwe lewe mee. En vriende, ons moenie sommer moed opgee as dit dalk nie dadelik gebeur soos geprofeteer is nie. En dis tot 'n groot mate waaroor ek vanmôre met almal van ons wat saam luister wil praat. Behou jou verwagting vir herlewing. God het sy tyd hiermee, en sy tyd is nie ons tyd nie. Ek dink is Daniel Brink van Jericho Mure wat dit so treffend gestel het, God takes a long time to move suddenly. Maar voordat ons by die belangrike saak van ons afwagting en ook ons voorbereiding vir herlewing gaan kom, wil ek graag vir ons almal probeer bybring en seker maak dat elkeen van ons wat luister presies weet, wat is herlewing? So vriende, wat is herlewing? Herlewing begin altyd by die kerk, by God se kinders. Dis God se kinders wat opgewek moet word om op 'n vars en 'n nuwe wyse te begin leef. Dit is God se kinders wat in 'n geestelike toestand van louheid en selfs doodsheid en droogheid teruggesak het. En wat dan weer deur 'n genadige en kragtige ingryping van die Gees van God opgewek word tot 'n nuwe lewe en 'n nuwe gehoorsaamheid aan die Here. Vriende, in alle herlewings gaan dit veral om twee dinge. Nommer 1, ondergaan gelowiges 'n ingrypende verdieping in hulle geestelike lewe. En nommer 2, kom daar gewoonlik ook baie ongelowiges tot bekering. Geen dominee of pastoor kan dit doen nie. Dis 'n buitengewone ingryping van die Heilige Gees. Soos een definisie dit stel, revival is the work of God, a massive move of the Spirit, in which He renew His children, the awakening and renewal of His church by the Holy Spirit, and it is always accompanied by the salvation of non-believers, many non-believers, unconverted people who come to Jesus to receive salvation. En vriende, herlewing is ook iets wat 'n hele gemeenskap en selfs 'n hele samelewing kan verander. Iemand het dit baie treffend beskryf as 'n community saturated by God. Broer en suster, liewe vriende, wanneer God 'n herlewing stuur, bring God heerlike nuwe lewe onder sy kinders. Hy doen dit self en hy doen dit deur sy Gees. En dit lyk vir my broer en suster of God steeds van plan is om dit met die platgeslaane en ontnigterde mense van Suid-Afrika te doen. Net soos wat hy dit ook al in die verlede met ons land gedoen het. Deur 'n groot herlewing wat interessant genoeg
hier by ons in die suide, ek bedoel die Boland, begin het. En as God dit toegedoen het, vriende, dan kan hy dit mos weer doen. Verseker kan hy dit weer doen. Maar kom ons gaan kyk nou eers baie kortliks na wat belangrik is vir ons voorbereiding vir God se herlewing. In die eerste plek het dit in my oplees oor herlewings baie gou duidelik geword dat daar voor alle herlewings 'n groep mense ontstaan het met 'n passie en 'n honger vir herlewing. Kom ek neem vir ons die 1860 herlewing in Suid-Afrika as voorbeeld van hoe die mense in daardie tyd na herlewing gesmag het. Dit was op 'n tydstip toe daar pas ook groot herlewings in Europa en ook in Amerika plaasgevind het. En die berigte hiervan, oor hierdie magtige ingrype van die Gees van God in ander dele van die wêreld, het ook ons ore hier in Suid-Afrika bereik. En so daar ook onder ons mense 'n verlange na herlewing ontstaan. Nou is dit nogal interessant dat daar ook in hierdie tyd, of daai spesifieke tyd, net soos nou, klaarblyklik ook 'n liberale tydsgees was en 'n groot geestelike nood was, ook hier in Suid-Afrika. Soveel so dat die kerkbode, die NG Kerk se koerantjie in 1859, mense opgeroep het om te begin bid vir 'n magtige ingryping van die Heilige Gees in Suid-Afrika. 'n Oproep wat destyds ook deur 'n groep toegewyde leraars van die NG Kerk onderteken is. En vriende toe, in April 1860 is 'n herlewingskonferensie sommer hier naby in Woester gehou, waaraan nie minder nie as 374 afgevaardigdes deelgehad het. En hierdie manne, en ook ander, se verlange en smagtinge na herlewing, het nie by ons Here verbygegaan nie. Die Here het gehoor, en die Here het hulle smeekinge met 'n magtige herlewing beantwoord. 'n Groot herlewing wat hier in die Boland begin het, maar wat hy ook oor die land heen gestuur het. Vriende, ons eerste belangrike punt ter voorbereiding dan vir herlewing, dan moet weer in ons mense se harte 'n honger en 'n passie en 'n verlange na herlewing ontstaan. Maar daar is ook 'n tweede belangrike punt wat ek ter voorbereiding wil noem, en dis naamlik verootmoediging. 2 Kronieke 7 vers 13 tot 14 sê die Here, as my volk hulle verootmoedig en bid en vra na my wil en terugdraai van hulle bose weë af, sal ek luister uit die hemel en hulle sonde vergewe en hulle land genees, hulle land laat herstel. Broer en suster, God soek mense reg oor ons land wat bereid is om hulle te verootmoedig en wat waarlik berou het oor hulle sonde en wat bereid is om dit daarvan te bekeer en dit af te lê. Nou vra ek vandag vir jou, my vriend en my vriendin, is jy ook een van hulle wat bereid is om jou in hierdie tyd voor God te verootmoedig? Die derde en die laaste wyse van voorbereiding wat ek graag vir ons wil beklemtoon, is dat ons bereid moet wees om getrou, volhardend vir herlewing te bid. 2 Kronieke 7:14, as hulle bid en my aangesig soek, so die ou vertaling gesê. Vriende, as ons wil hê dat al die booshede, soos geweld en plaasmoorde en korrupsie uit ons Suid-Afrikaanse samelewing moet verdwyn, dan moet ons juis vir herlewing bid, want dit is alleen die Gees van God wat 'n ganse samelewing totaal kan verander. Vergeet maar om op die politici alleen staat te maak. Net God kan Suid-Afrika werklik verander en genees. In die groot Walliese herlewing in 1904 tot 1906 het God die totale Walliese gemeenskap en samelewing so verander dat selfs die kroe leeggeloop het. Mense het net nie meer behoefte daaraan gehad nie, soos mense se lewens verander het. Dit staan ook opgeteken dat ook die misdaad so afgeneem het, dat selfs van die tronke
en die howe moes sluit. Daar was nie genoeg werk vir die polisie en die howe nie. En die jongman wat God spesifiek in die Badiese herlewing gebruik het, sy naam was Evan Roberts. Hy het spesifiek ook daarop gewys op die groot rol wat gebed gespeel het om Wallis vir herlewing voor te berei. Ek haal hom aan. Daar is geen geheim vir herlewing nie. Dit kom altyd in antwoord op gebed. Vriende, mag ons almal daarom weer, soos die psalmdigter in Psalm 85 begin roep, would you not revive us again, that your people may rejoice in you. Vriende, ek maak vir ons klaar. Hou aan om te bid, totdat God sy herlewing op ons uitstort. En ja, moenie moedeloos word, omdat dit nog nie gebeur het nie. God neem sy tyd en soms vat sy beloftes jare om in vervulling te gaan. Ons mor en ons raak klein gelowig as dit nie binne 'n tydperk van 8 of 10 jaar gebeur het nie. Dink 'n bietjie daaroor hoe lank dit gevat het voordat die Joël-profesie oor die uitstorting van die Heilige Gees in vervulling gegaan het. Ons weet nie presies wanneer die profeet Joël geleef het en opgetree het nie, en ongelukkig verskil skrifverklaarders nogal taamlik daaroor. Maar baie reken dat daar selfs 'n periode van 800 jaar kon verloop het voordat die Joël-profesie sy vervulling in Handelinge 2 gekry het. Dit was natuurlik iets heeltemal anders, die historiese koms van die Heilige Gees. Maar vriende, ek beloof julle, ons gaan nie so lank wag vir herlewing om uit te breek nie. Alhoewel God se tyd en ons tyd soms baie kan verskil. Die beloftes, vriende, wat die Here aan my en ook aan ander mense gemaak het rondom herlewing, dit staan steeds. En al is dit nou 8 jaar later, en in my geval 3 jaar na my aftrede. Ek het gewonder of ek het moet deel, maar ek voel tog gelei om dit te doen. Daar is ongeveer 'n maand gelede, en ook 'n jaar gelede, deur 2 profetiese woorde in die openbaar, tussen ander mense, met ander woorde, hulle kon dit ook hoor, aan my bevestig, dat my bedieningstyd nog nie verby is nie, en dat ek ook nog 'n rol in die komende herlewing gaan speel. So, liewe vriende, al raak ek nou ouer, bly ek steeds opgewonde en in afwagting op dit wat die Here gaan doen, en is ek ook steeds nog vir hom beskikbaar. Mag ons almal, liewe vriende, wat na hierdie boodskap vandag luister, mag ons die stem van die Heilige Gees met ons oor herlewing hoor praat. Mag ons elkeen begin om ons geestelik voor te berei en volhardend saam te bid, en mag ons ook bereid wees om kinderlik gelowig vir God se bestemde tyd te wag. Mag hy ons stikkende land deur 'n kragtige salwing van sy Gees kom heel maak en kom genees. Alles tot eer van sy naam en tot die uitbreiding van sy koninkryk. Amen. Here, ons smag daarna dat U kragtig en as dit U wil is, ook spoedig sal inbeweeg en ons land sal kom seën met 'n heerlike geesgewekte herlewing. Hoor ons vandag as ons tot U roep, Here, kom bring weer herlewing in ons land. Soos iemand jare gelede gebid het, do it again, Lord. Here, kom doen dit in ons eie omgewing, in ons plaaslike gemeentes, dorpe ensovoorts, maar kom doen dit ook dwars oor ons land, tot die redding van baie siele en die wondergenesing
van ons stikkende land. En Here, ja, kom doen dit tot U verheerliking. In Jesus naam. Amen. Vriende, ons slotlied is vanoggend heerlike lof aan die Here. Dink net as herlewing gaan uitbreek, hoe dat ons in Suid-Afrika die Here gaan loof en prys. Every praise is to our God. Geniet die lied. En vriende, daarmee groet ek dan ook vir julle. Vrede vir jou. Good morning, Northland. Psalm 150 says, let everything that has breath praise the Lord. That's what we came here to do. So if you know this song, jump in. I asked my friend John